Ons lees die oordenking vir 10 Mei uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vanoggend is die klank van God se stilte. Ons teksvers kom uit Psalm 22 vers 3 en 4. My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Thomas Keating is 'n bekende monnik en die vader van Centered Prayer, wat Christene wêreldwyd help om weer oor gebed en die wese daarvan na te dink. In die gedig Out Stone, in sy digbundel The Secret Embrace, skryf hy: The silence of the Creator is thunderous, drowning out everything else, and hiding in endless creativity. Keating moedig Christene aan om stil te word. Terwyl ons by God sit, moet ons elke gedagte wat by ons opkom, doelbewus laat gaan en weer terugkeer na die gedagtelose stilte. Uiteindelik kom die besef dat hierdie stilte nie leeg is nie, maar gevul is met 'n diep bewuswording van God se teenwoordigheid. Dit word meer en meer voelbaar hoe langer ons in sy absolute stilte vertoef. En soos Thomas Keating tereg sê, ons moet onsself oorgee aan die stilte, sodat die klank daarvan bly groei en uiteindelik alle ander geluide uitdoof. Dit word donderend, soos hy dit in sy gedig hierbo so raak verwoord. Stilte is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Dis 'n teenwoordigheid. Dit het inhoud. Dit is 'n skepende krag. Aan die begin van Psalm 22 oorweldig Dawid se angs hom. Dit vul sy gedagtes. Daar's nie plek vir oorgee en stil word nie. Na mate Dawid leeg word van homself, herken hy God weer as bron van sy krag. En dit is genoeg. Nou weet hy, God is nie onbetrokke nie. Hy is soewerein en verhewe. Tog weer klink sy stem in die afwesige stilte. Here, dankie vir U stem ook in die stilte. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.